en toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei. Hier's van julle is gebind jou verstand, en wagte voor die deure die gevangenes bewaak. Jy is so, toe Dawid, kom net gou hier, waar is Dawid, doen hy iets, kom net gou hier. Hierdie Dawid het gelyk soos hierdie geval. Hy was tussen 12, 20 wagte. Hy kettinge om hom gehad, toe hy 2,5 maand terug hier kom, behalwe op pad dat hy my beloof het, nou, hy dra nommer 16 en is lang, en hy gee pastoorpak, al hy goed, ek was nogal bang, maar toe hy hier kom, staan daar langs, toe ek hom ontmoet by die ganse, toes hierdie man, sy oë hang hier, ek het in ongeloof verval in daai oomblik, nie in God nie, maar die mens, ek het gedink, hierdie ou gaan nie sy pille los nie, en ons gryp dit nie af nie, so hy gaan nie verander nie. Die volgende dag los hy sy pille, hy hou op rook, hy vertel hoe het gister weer gebeur, hoe God hom aangeraak het, kragtig, hier staan 'n man, geen pillie, jou pa praat gister weer met my, geen pillie, geen sigaret nie, maar julle sal nou net sien wat het gebeur, hy het gemove toe God praat, hy het nie gaan sit en 'n klomp op 'n groep gesit en ek praat met jou reguit, want ons ondersteun mekaar mos op groeps, as ons depressie het, dat, moenie die pilletjie los nie, moenie worry wat daai ou sê nie, kom ons gaan maar net aan. Jy sit tussen 2 wagte, jy sit met kettinge, en buite is 'n staaldeur, of, jy wag dat die engel die lig bring, en daar is hy, en jy stap soos hierdie man uit. Wil jy uitstap? Mense, baie, kom nie vry nie oor julle redenasies. Julle hou julle te slim. Julle hou julle te slim, en ek praat met die mense daar by die televisie ook. Ons hou ons te slim. Hulle sê altyd vir my, op page, Roy is nie 'n dokter nie, dat hy hierdie goed kan sê nie. Jy wat in depressie ly, is jy miskien 'n dokter? Dat jy jou verskonings kan gebruik. Ek glo in die bloed van die lam. Ek glo aan sy wonde. Ek glo dat God 'n seun het. Ek glo dat hy vrymaak. Ek glo Lukas 1:37, want geen ding sal by hom onmoontlik wees nie. En as jy wil tussen die wagte bly sit. Hoor gou hier. Hy sit tussen hierdie 2 wagte, met 2 kettinge geboei, en die wagte voor die deure die gevangenes bewaak. Binne is wagte, buite is wagte en daar's kettinge. En met een staan daai engel van die Here. Hoekom het daar 'n engel gekom? Iemand het 911 gebel. Hoekom is daar 'n engel? Julle wat hier bid, en ek dink nou aan iemand spesifiek, maar ek gaan dit nou nie sê nie. Maar jy gaan bluetooth met my. En jy bid baie. God gaan jou binnekort verhoor. Jou gebed gaan binnekort verhoor word. Okay, God praat met baie, maar iemand spesifiek nou, het God aan hierdie gehoor, mee gepraat. Hy gaan jou verhoor, want hy sien jy kompromeer nie, en hy sien jy bly liefde gee, en God sal jou verhoor, want dit is 'n wonderlike God, dit is 'n liefdevolle God. Hy wil vir jou help. Okay. Hoor nou, toe die engel daar staan, nou bid mense vir jou. Hulle kan bid dat hulle blou word by 911. As jy nie wil reageer nie, gaan niks gebeur nie. Mense kan bid net tot wanneer ook al. Net soos mense vra, bid vir my finansies. As ek gee jou 10de, nee. Sê ek gaan nie bid nie. Want Malagi 3 sê, met die vloek is jy bely. En die vloek gaan nie breek totdat jy gee nie. So ek sal bid dat ek blou raak. God het met my 2 weke terug gepraat om nog meer te gee. You never can outgive God. Weet jy hoekom baie mense sukkel? Hulle is te synig. Hoor nou, as jy sukkel en jy gee jou 10de, dan is ek nou nie met jou besig nie. Daar's daar miskien iets anders, of God loop 'n pad van 'n getuienis. Wat kom, groot oeste. Maar, hoor gou mooi, as jy nie jou 10de gee nie, en jy saai nie, en jou offer nie, hoor vandag wat ek jou sê, dit is hoekom dit met jou so gaan. Ek oorleef van hierdie bediening, oorleef omdat ons weggee. En julle gaan sien wat kom, personeel. Nou hoor gou mooi, die engel staan daar, vers 7. Toe slaan hy Petrus op sy sy en maak hom wakker. Staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval. Alles deur 911 gebeur.
Jy weet, as jy 911 bel, stuur God sy blitspatrollie. Hy stuur sy blitspatrollie, hulle het vlerke. Daar word eers honde wat nog blaf agter in 'n bakkar nie. Hulle kom aan met vlerke. God se 911 squad. En hy sê, en die boeie het van sy hande afgeval. En die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan. Wat sê die engel vir hom? Jy moet die bereidheid van die evangelie aantrek. Hier's te veel van julle en ek sê sommer nou vir julle ook. Julle gaan een oggend hier kom. Ek gaan ons nie kerk hê nie. En dan gaan 'n ou sien wie wil evangelisasie doen en wie wil nie. Here sê aan mekaar evangelisasie gaan uit. Waar het jy die laaste tyd sy woord verkondig? Moenie sê ek het nie dit nie, ek het nie dat nie. Luister, jy kan. Ek het nou die dag toe ek in China voordat ek Andros nou weer daar was, toe was daar 'n oom en 'n tannie 91 jaar oud. En hulle gaan nog elke jaar en hulle dra hulle sakke Bybels en hulle dra dit oor en hulle gaan smokkel dit. Niemand is te oud nie en niemand is te jonk om vir God te werk nie. En as jy nie weet hoe om dit te doen nie, kom vra vir my. Ek het baie oop plekke. Maar moenie vra wat jou pyn nie. Werk vir God en hy sal vir jou gee. Dan omgord jou, trek jou skoene aan en hy het dit gedoen. Verder sê vir hom, gooi jou bokkleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg. En hy het nie geweet dat dit wat hy plaas van deur 'n engel nie, dat dit werklikheid was nie. Wanneer God jou uit jou emosionele toestand vat, dan weet jy nie dit gebeur nie. Nee, David, jy het jou eers vrygeskrik toe jy nugter is. Gister kom ek en ek maak net 'n aanmerking. Hulle sê hy so aangeraak. 2,5 maande. Mense, ek dink hy was een van die ergste gevalle wat ek hier gesien het. Ek weet nie of ek 'n erger geval gesien het nie. Hier nie. Ek weet Wernig was baie erg. Hy was op pad Maleis toe. Julle kan sy getuienis op YouTube, Wernig Nagel, gaan kyk. Maar, ek dink wat hier aangekom het, die looks, hoe hy gelyk het met depressiepille, dink ek was dit die ergste wat ek nog gesien. Hy's vry, hoekom? Omdat hy dit gedoen het, hoor gemooi. Vers 8, toe die engel sê, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen. Ons kan net daar staan. En hy het dit gedoen. Mense kan bid en bid en bid, as jy dit nie gaan doen, nie gaan niks gebeur nie. Ons kan bid dat jy jou emosionele toestand verander, dat jou been groei, ons kan bid dat jy 'n ander kar kry, ons kan bid dat jy 'n ander huis kry. So by the way, die Here besluit daar vir elke mens. Elke mens gee hy nie 'n paleis nie. Vir elke mens gee hy nie dit nie. Vir elke mens gee hy nie kar, vir een pastoor gee hy 'n fiets om die lewe lank te ry. Dis sy getuienis met hom. Dit is nie daai pastoor is minder geestelik as die ander nie. Moenie jou materiële opweeg hoe geestelik is jy nie. Paulus het in 'n huurhuis gebly totdat hy gesterf het. Sy eie huurhuis. Nou kom ons gaan so 'n bietjie aan. Toe kom hy by 10, vers 10. Nou hoor gou mooi, hy's by die wagte weg, die kettinge is af, die mense wat voorgestaan het is daar. Wanneer jy uit jou toestand uitkom, so na 'n week, dan staan die Eysterpoort daarso. En die Eysterpoort druk jou weer terug. Dis die mense wat sê, "Besop, jy beweeg te vinnig." Al die verskoningkies. "Besop, moenie dit doen nie, hoor. Moenie dat doen nie. Moenie ophou drink nie, hoor. Hier's vir jou dop, man." Ek het 'n kolonel geken wat vir my gesê het, "Rooi, as jy doen nou verkeerd om op te hou rook en op te hou drink. Jy moet 'n balans handhaaf, drink nog so ietsie." Dis by die Eysterpoort. En hoor wat gebeur. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygaan, kom hulle by die Eysterpoort wat na die stad lei. En dit het van self hulle oopgegaan. As jy doen wat vers 8 sê, en hy het dit gedoen, sal die Eysterpoort vir jou outomaties oopgaan. Maar jy moet dit doen. En vers 21, op 'n bepaalde dag, en ek sien uit vir daardie bepaalde dag, Openbaring 20 vers 10, het Herodes sy koninklike kleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegespreek. Daarop het die volk kom toegeroep in stem van 'n God en nie van 'n mens nie. En onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie. En hy is deur wurms verteer en het gesterwe. Daar kom 'n bepaalde dag dat jou vyande uitgeroei word. Ek praat van die demone. Ek praat van Satan. Daar kom 'n bepaalde dag, hy is klaar bepaal.
Hou jy nou op die duiwel aanhang en skeer jou weg en dien God. Vers 24, maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Nou kan ons dit net scan. Mense was in die gevangenis. Mense was gebind. Ons is te veel, daai tyd, sake van die hart in die huisgenoot lees ek eendag. Sê die dominee. Die een ou sê, ek vloek baie. Hy sê, gaan apteek toe en kry vir jou pille. Ons gee pille vir alles. Ek dink hulle moet peperpille kry. Vir so. Maar hoor gou mooi. Ek sit in die gevangenis. Iemand 911, 911, 911. As ek julle net vandag agter kan kry om te begin bid en nie meer vir jouself nie. Toets 'n bietjie hierdie week. Stop 'n bietjie om vir jouself te bid, net vir 'n week. Ek sê nie jy mag nie vir jouself bid nie. Stop om vir jouself te bid vir 'n week. En bid 'n slag vir iemand anders. Bid vir die mense wat jy nie like nie. Bid dat hulle geseën word. Ek kan vir julle sê, wat ek elke oggend 5 uur bid, my heel eerste gebed, seën ek sekere mense in die omtrek, dat hulle bome en hulle goed geweldig groei. Ek seën die luceringlande, ek seën die koring. Seën die mense. Ek wil vandag vir jou sê, moenie kompromeer nie. Moenie kompromeer nie. Gaan vir die Here. Bid. Maar wat help dit ons bid? Die Here deel met my in 2 Petrus 2. Laasweek en voorlaasweek. Deel hy met my. Hy sê, julle beraad die mense. Julle praat met die mense wat drak sit. Maar julle almal het ook foute. Wat draai julle oor? Terwyl julle vir iemand anders vertel, en ek praat van my, ek praat nie van ander nie. Ek praat van my. Daar's foute in my lewe ook. En hulle moet uitgeroei word in die naam van die Here. Ok, kom ons gaan net gou hierso. Vers 6. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei. Hier's van julle is gebind jou verstand, en wagte voor die deure die gevangenis bewaak. Gee liefde, gee liefde. En wat het gebeur aan die einde? Die woord het met krag gegroei. En jy kan nou Handelinge 19 ook gaan lees. Nadat hulle uitgebrand het die towery, wat het gebeur? Die woord het met krag gegroei. Vader, baie dankie, dat as mense bid vir mekaar, 911, uitroep na God toe, by die Allerhoogste skuil, dan val kettinge af. Maar Here, dit is so dat die persoon wat voorgebid is, moet dan luister en opstaan en reageer. En dan groei u woord met krag. Kyk in Dawid se lewe, Here, ek loof u. Die woord groei met krag. In Charles se lewe, die woord groei met krag. En so kan ons aangaan. Ek eer u daarvoor in Jesus naam. Net voordat ons gaan uitroep en gou vir mense bid, wil ek net gou vir Dylan, as ons lid wat die kortste hier is. Waar's Dylan? Kom gou hier. Kom gou hier, Dylan. Bring net vir my Sorita die bottel olie. Dylan, die Here is lief vir jou. Dylan, kom staan net hier so. Wat het gebeur? Jy het skielik die week opgehou rook. Maar wat het gebeur? Jo, terwyl ons die sigarette in die... Praat 'n bietjie harder, anders gaan hulle nie hoor. Huh? Ja, die wind verskriklik erg opgesteek. Weer eens, daar was nie wind nie. En terwyl die wind so erg gewaai het, het my bene net soos heeltemal lam geraak en ek kon nie meer staan nie. Dis toe jy jou sigarette weggooi. Ja, dis toe ek dit weggooi. Hoor gou hierso mense. Hoekom gebeur dit as jy jou sigarette weggooi? Weet julle wat het gebeur? Hy het 'n besluit gemaak. Toe God aan hom verskyn, toe staan hy op en hy doen iets daaraan. Soos Petrus, hy staan op en nou gaan die woord met krag groei. Maar wat het gebeur? Hoekom het sy bene lam geraak? Ja, mens kry nikotiengeeste. Na ons laaste diens wat via hier was, wat duiwels manifesteer het, is daar wragtig pastore wat gesê het, hoe kan dit gebeur? Pastore wat sê, nee man, mens kan mens nie duiwels uitdryf nie. Hi? Ek verstaan jou nie lekker nie. Verstaan jou nie lekker nie. Regtig nie. Maar okay. Het jy dit bely voor Jesus? Ja. Gesê jy is jammer, weer gaan skelm ook. Nee. Steek jou hande in die lug. Vader, in die naam van Jesus. Daardie wat hy so lam geraak het, toe die sigarette weggooi. Daai duiwel, jy's nog nie uit by hierdie liggaam nie.
En jou dryf ek nou uit in Jesus naam. Sê net hardop, ek bely my sonde van sigarette. Ek bely my sonde van sigarette. Dit was verslawendheid. Dit was verslawend. Jesus maak my vry. Jesus maak my vry. Amen. Amen. Duiwel, nou beveel ek jou nikotiengees uit in Jesus naam. Uit in Jesus naam. Die bloed van die Here is op hom. Die bloed is op hom. Die bloed van Jesus Christus wat op die kruis gevloei het is op hom in Jesus naam. Kom uit hom uit. Kom uit hom uit. Kom uit hom uit. Kom uit hom uit. In die naam bo alle name. Vrees kom uit in Jesus naam. Vrees kom uit in Jesus naam. Vrees kom uit in Jesus naam. Ek gebied jou nou. Nou. Jy het geen reg meer hierdie. Jy het geen reg nie. Kyk hoe begin manifesteer hierdie nikotiengees. Kom uit jou verslawende gees, van dwelms ook, van sigarette, van alles, kom uit in Jesus naam. Kom uit in Jesus Christus naam. Jesus maak vir Dylan vry. Jesus raak nou vir Dylan aan. In die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus Christus. Dankie Here. Dankie Here. En die krag kom oor hom. En die krag kom oor hom in Jesus naam. Julle rokers. Julle weet julle huisves. Julle is vlermuishuise. 'n Kind van God kan 'n duiwel uitdryf. Dis 'n gawe nie. Dis omdat dit te veel in tiendes belangstel. Dryf die duiwel uit man in Jesus naam. God doen 'n wonderwerk daar. Vader in die naam bo alle name, Jesus Christus. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons omgee. Dankie dat dit wat ons spreek gebeur in Jesus. Hier by die brug, ek weet nie wie dit geskryf het, maar of daai persoon geweet het wat hy skryf het, daar staan spreek lewe. En Here, ons spreek lewe oor hierdie area. Dit gaan goed met die boere. Dit gaan goed met hulle werkers. Geen boer vloek meer 'n werker nie. Geen werker steel meer by 'n boer nie. En as ek praat van 'n boer, praat ek van bruin. Hier het ons nou 'n bruin boer gesien, swart en wit. Alle boere. Ons is goed vir ons werkers. Ons lees vir hulle Bybel in die oggend. Maar die werkers is ook goed vir die boer. Ons seën en ons roep vrede in Suid-Afrika uit. In Jesus naam. En ons bid Here dat U spoedig Suid-Afrika sal draai en verander in Jesus naam. Amen. Jesus like jou.